Ja, goeienaand almal. Ekskuus, dit was 'n besige dag, so ek het nou nie lank voor die tyd was ek op die lug nie. Daar's 'n klompie van ons wat vanaand hier is en ek is baie dankbaar. Ek is jammer oor al die ontwrigting die afgelope tyd. Ek was ook self 'n bietjie weg gewees en dit het ook maar veroorsaak dat ons nie Bybelstudie gehad het nie. Die vakansie daar en maak het ook vir 'n mens 'n bietjie moeilik, maar baie welkom by vanaand se Bybelstudie. Ons gaan soos gebruiklik begin deur eers saam te bid. Ons Vader wat in die hemel is, Here, in hierdie tyd waar ons uitdagende weersomstandighede beleef en wat ons dan ook sien hoe dat die boere sukkel om die oeste in te bring, bid ons in diep afhanklikheid van U dat U vir ons uitkoms sal beskik. Ons dink ook in die besonder aan die boere in ons eie gemeenskap. Dit mag wees dat dit op ander plekke juis anders te om is. Ons bid Here dat U vir hulle ook die geloof sal gee en die vertroue sal gee om staande te kan bly onder hierdie uitdagende omstandighede. Ons aanvaar dat U in beheer is en dat U ook vir ons van beter weet wat ons werklik nodig het. Ons bid dat U ons vanaand dan ook sal aanspreek deur U woord, dat U woord in sy krag en in sy waarheid tot ons elkeen sal kom. Ons bid dat U deur U woord ons sal troos. Hierdie is 'n besondere gedeelte van die Bybel wat vir ons as gelowiges geweldige perspektief open op ons toekoms. Ons vra dat U ons dan ook hierdeur sal lei, gee dat ons in ons geloof sal bly groei, en dink in die besonder aan ons gemeentes wat hier verteenwoordig is. Ja, gee dat ons ook in ons gemeentes 'n verskil sal maak, en dat ons hierdie boodskap sal verder dra. Ons vra dit van U in U Seun se naam. Amen. Ons sê, baie welkom by vanaand se Bybelstudie. Ons gaan, ek het mooi gaan sit en dink en kyk, en ek het bepaal dat die Bybelstudie uit 1 Korintiërs hoofstuk 15 moet begin. Ek gaan vir ons hierdie hoofstuk in verskillende dele opdeel, omdat dit 'n baie lang hoofstuk is, wat eintlik verskillende perikope het, wat 'n mens dan eerder dalk apart moet beskou. Ek wil vir ons dan 1 Korintiërs hoofstuk 15 lees. Ek dink ons kan weer 'n bietjie die 2020 vertaling gebruik. Ons lees net die eerste 11 verse saam. Broers, ek herinner julle aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het en waarin julle ook vas staan, waardeur julle ook verlos word, mits julle vashou aan die evangelie woord wat ek aan julle verkondig het, tensy julle vergeefs tot geloof gekom het, want die wesenlike wat ek ontvang en aan julle oorgelewer het is, Christus het vir ons sondes gesterf volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die 3de dag opgewek volgens die skrifte. En hy het aan Sefas verskyn en toe aan die 12. Daarna het hy aan meer as 500 broers tegelyk verskyn, van wie die meeste nou nog leef, maar sommige al ontslaap het. Daarna het hy aan Jakobus verskyn en toe aan al die apostels. As die laaste van almal het hy ook aan my, die misgeboorte, verskyn, want ek is die geringste van die apostels en nie geskik om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die gemeente van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie vergeefs nie. Trouwens, ek het baie harder gewerk as al die ander, eintlik nie ek nie,
maar die genade van God wat met my is. Daarom, of dit ek of hulle is, dit is wat ons verkondig, en daarvolgens het julle tot geloof gekom. Verskoning. Kom ons begin. Ek het vir julle 'n gedeelte uitgestuur, en ek gaan dit dan ook nou weer vir julle vertoon. Ekskuus dat ek net hier die regte gedeelte kry. Dat ons net gou daar is hy. Nou gaan net hier so 'n bietjie toemaak. Ek begin deur te sê dat hierdie gedeelte in 1 Korintiërs hoofstuk 15 gaan oor die kernfeite, die hart van waaroor dit gaan, die evangelie. Nou ek het 'n berig gelees op 'n dagblad, ek dink as ek reg onthou was dit op Reuters, en hierdie berig het my herinner aan wat is die kernfeite. Julle weet dat die afgelope week is Paus Fransis oorlede op die ouderdom van 88 jaar. Hy het toe in staatsie gelê in die kerk van die Heilige Maria, en ek dink as ek dit nie mis het nie, is dit ook in die Vatikaan. En wat nou vir my opvallend is, dit gaan nie vir my oor die paus of dat hy in staatsie gelê het nie, maar toe ek hierdie foto die eerste keer gesien het, het die argitektuur van hierdie gebou my dadelik getref. En die argitektuur van die gebou, as jy mooi oplet, is daar oralste driehoeke. Jy sien dit baie duidelik aan die binnekant van die dak. Jy sien dit in daardie gedeelte hier waar 'n mens sou sê die altaar is, daar is die altaar daar agter. Jy sien dit byvoorbeeld in die detail, daar weer driehoeke, daar ook driehoeke. En volgens die berig is die driehoeke simbolies van die drie-eenheid, Vader, Seun en Heilige Gees. En ek dink dit is werklik een van die kernfeite. So, ek het nou verskeie verskille met die Roomse kerk, en ek stem nie met alles saam wat die Roomse kerk doen nie, maar die simboliek in die argitektuur was vir my treffend. En dit het vir my 'n kernfeit oor die Christendom beklemtoon, 'n kernwaarheid. En wat is die kernwaarheid wat lewe gee? En daardie kernwaarheid bespreek die apostel Paulus hier in hierdie hoofstuk wat gaan oor die opstandingsliggaam. Nou ons het die afgelope Paasfees het ons baie stil gestaan by die waarde en die betekenis ook van die liggaam. En in 'n sekere sin sluit hierdie Bybelstudie dan ook daarby aan. Die liggaam is vir God belangrik. En in hierdie hoofstuk praat Paulus dan in die eerste plek oor die sekerheid wat ons het ten opsigte van die opstanding van die Here Jesus Christus, dat ons kan weet dit het werklik so gebeur. En dan gaan hy ook verder en hy sê, as ons dan wil weet hoe God ons sal opwek, dan is dit ook werklik 'n liggaamlike opwekking. En die basis van die liggaamlike opwekking is die evangelie. Nou vra ek hier 'n paar vrae. Wat is dit wat jou soggens motiveer om op te staan? Wat is dit wat jy in die preek wil hoor wanneer jy kerk toe kom? Waarvoor kom jy kerk toe? Wat red jou? Wat gee betekenis aan die gewone alledaagse lewe? Wat het in jou lewe alles vir jou verander? Nou dit is die vraag wat Paulus hier beantwoord wanneer hy die kerk in Korinthe uitdaag en wys dat dit belangrik is hoe ons elke dag leef. Want die alledaagse lewe is waarvoor ons geskape is. God het ons nie geskep om eers een dag te begin leef wanneer ons in die hemel kom nie,
Hy het ons geskep om nou te leef. Dis 'n belangrike ding om te besef, want soms het Christene die benadering om alles uit te stel na die toekoms toe. Toekoms wat op hulle wag. Ons is nou geroep om God te dien. Net soos daardie heiliges wat Christus in Christus opgewek is toe hy gesterf het, wat ons gesien het met Paasfees, hulle het voor hulle dood Christus gedien, en God gebruik hulle ook na hulle dood, nadat hulle ontslaap het, om weer God te verheerlik met liggaam en met siel. Daarom het hy hulle opgewek. Lewe in die liggaam is belangrik en dit het ewige betekenis, want Jesus is opgewek. So 'n mens moet jouself kondisioneer en jy moet op 'n sekere manier dink. Moenie wag vir een dag nie, moenie hoop vir een dag nie, begin nou alreeds dadelik om God te dien. Ons weet daar is 'n ewigheid, maar die ewigheid het reeds begin vir ons as gelowiges. Die ewigheid gaan tog nie net eers een dag aanbreek nie, ons is reeds daarmee besig. So die basiese beginsels van die evangelie moet ons altyd vashou en ons moet dit nie ontgroei nie. Daai beginsels is 3 dinge. Die evangelie is van eerste belang. In die tweede plek, die evangelie draai om Jesus Christus. En dan in die derde plek, die evangelie moet jou verander. Die evangelie is van eerste belang, of van die hoogste belang. Paulus skryf, broers, en ek sê altyd, hy gebruik dit in die algemeen, dit verwys dus na medegelowiges, dit sluit ook die vrouens in. Broers, ek maak julle die evangelie bekend, wat ek aan julle verkondig het. Nou, ons het gesien, dat Paulus het hierdie evangelie aan die gemeente van Korinthe verkondig. Hy herinner hulle voortdurend in hierdie brief aan daardie evangelie. Laat ek julle vandag daaraan herinner wat die belangrikste is, wat die beginsels is. Die evangelie waarop jy amen gesê het, toe jy belydenis van geloof gedoen het, en ek dink dis 'n belangrike punt wat ons moet onthou, dat in wese die vraag wat aan ons gevra is, toe ons belydenis van geloof gedoen het, ons daarop geantwoord met ja. Maar jy sou net sowel kon gesê het, amen, dit is vas, dit is waar, ja. En ons het nou nie die gebruik in die gereformeerde kerk, om die hele tyd te amen nie. Dit is die gebruik by baie ander wel, en soms kry 'n mens die gevoel dat dit word 'n bietjie oordoen, dit kom dalk soms 'n bietjie dweperig voor, en ek sê nie, ons moet nou in die kerk ewe skielik begin amen op alles nie, maar daar is dikwels ook 'n stille amen in 'n mens, gewerk deur die Heilige Gees, wanneer jy 'n preek of 'n boodskap hoor, dan bevestig jy weer opnuut daardie waarhede wat jy eens op 'n tyd van belydenis van geloof gedoen het. Die waarheid van die opstandingsliggaam is vir my as 'n gelowige geweldig belangrik, wanneer ek gekonfronteer word met die dood. As 'n predikant kry ek baie met die dood te doen, en neem ek ook my toevlug weer tot die waarheid van die evangelie, dat in Christus is daar lewe. Ook wanneer daar dood in my persoonlike kring is dit dieselfde, en ek weet dit is vir julle as gelowiges ook so. Die evangelie is die diepste troos, en daarom word die evangelie ook verkondig, wanneer ons 'n troostdiens het. Dit is daar om die gelowiges te vertroos. Ons probeer nie mense tot bekering te bring, met 'n begrafnis nie. Ek dink nie dit is die plek om dit te doen nie. Troos kom deur die evangelie. Ons hou ook nie lijkpredikasies nie. Met ander woorde, waarin ons die lof van die persoon besing nie. Soos wat dikwels vandag eintlik maar gebeur nie, oor die algemeen is dit die praktyk. In ons kerkorde sê ons ook, ons hou nie enige
predikasies nie. Nee, ons gaan terug na die kernwaarheid, dit waaroor dit vir ons gaan. Die kern is die evangelie, euangelion, met ander woorde die goeie boodskap, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan, waardeur julle ook gered word. Jy ontvang eers die goeie nuus. Nou, jy ontvang die goeie nuus met jou hande, met jou 2 geloofshande. Jou geloofshande leer ons in die Heidelbergse katekismes, is kennis en vertroue. Jy het kennis van God, daarom vertrou jy God, en met hierdie 2 geloofshande ontvang ons die evangeliese waarheid ook van die opstanding en van die lewe, en wanneer jy dit doen, dan verklaar God ons regverdig en maak hy ons heilig. Nou, hy maak ons regverdig deur Christus, met ander woorde, hy sê, ek verklaar jou regverdig, omdat my seun Jesus Christus vir jou sonde voluit betaal het, en dan maak hy ons heilig. Dit is die 3de deel van die Heidelbergse katekismes byvoorbeeld, deur die werking van die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat in ons kom woon, en wat voortdurend in ons werk, en ons almal as gelowiges, is op hierdie stadium nou ook in die proses van heiligmaking. Dis iets waarmee jy jou ganse lewe besig bly, terwyl jy hier op aarde is. Die evangelie is die enigste plek om te staan in hierdie wêreld. As jy nie die evangelie het nie, het jy eintlik niks nie. Die enigste plek wat jou absolute sekuriteit sal bied, die enigste plek wat jou vrede sal gee, die enigste plek waar die golwe van hierdie lewe jou nie sal oorweldig nie, dis die enigste plek waar daar werklike redding en vrede is. Ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie. As jy sukkel, omdat jy worstel met 'n klomp dinge in jou lewe, dan beteken dit daar is nie vrede in jou lewe nie. Nou Paulus begin hier in 1 Korintiërs 15 deur vir ons te sê, dit is omdat jy dalk weer moet teruggaan na die basiese waarhede van die evangelie, soos wat dit vir jou geld en van toepassing is op jou lewe. Miskien het jy daarvan begin vergeet, miskien het jy daarvan wegbeweeg, miskien het jy dood eenvoudig te besig geraak en dink jy het nie meer tyd om hieraan aandag te gee nie. Hoekom is hierdie evangelie so belangrik? Want buite hierdie evangelie is daar sonde, is daar hierdie sondige wêreld, is daar vernietiging, is daar dood, is daar elende. Daar is net hierdie een plek, daar is net hierdie een evangelie. Daar is nie ander goeie boodskappe wat soortgelyk is, of daarmee kan vergelyk nie, of wat jy ook kan gebruik nie. Daar is net hierdie een boodskap van redding, en daar is net een redder en verlosser, en dit is 'n absolute waarheid. En 'n absolute waarheid beteken, dit sluit alle ander boodskappe uit. Byvoorbeeld, Mohammed kan nie die redder wees nie, ook nie Boeddha nie, of Krishna nie, of enige van die ander nie. Die boodskap is eksklusief dat Jesus Christus is die enigste verlosser. Die evangelie van sosiale media, dit is die evangelie wat sê, jy kan wees wie jy wil wees. Jy is 'n individu. Dis 'n evangelie van hierdie wêreld. Sê, wees wie jy wil wees, doen wat jy wil doen, en dan is jy vry. Is 'n leuen, en jy kom dit agter, jy weet dit hier in jou hart. Hierdie evangelie werk nie. Ek is net op myself ingestel, en ek is net besig met myself. Ek probeer myself op hierdie manier handhaaf in hierdie wêreld, ek probeer myself verlos, hy werk nooit uit nie. Dan die evangelie van die verbruikerswese sê dat as jy genoeg verdien, en jy kan genoeg koop, en jy kan genoeg bymekaar maak, en jy die kar wat jy wil hê, en die huis wat jy wil hê,
En jy kan vakansie gaan hou soos wat jy daarvan hou op die plekke wat jy graag wil sien, dan gaan jy tevrede wees. En dan op 'n stadium kom mense en hulle dit alles. En ek ken mense met wie dit gebeur het. En dan kom hulle by die punt dat hulle sê, maar nou dat ek al hierdie dinge het, kom ek agter ek het niks. My lewe is nog net so leeg. En vir my is gesê, as ek iets besit, as ek iets kan gaan koop, as dit myne is, as ek al hierdie goed het, dan gaan my lewe vol voel, en ek gaan tevrede wees. Maar ek het nie nou vrede nie. Dit voel vir my of ek nou meer bekommerd is as ooit. Ek moet nog meer van my tyd daarin spandeer om al hierdie goed veilig te hou en te beskerm, en dit is besig om my lewe 'n ongelukkige lewe te maak. Miskien is dit wat met jou gebeur. Dan moet jy vir jouself sê, hier's 'n waarskuwingsteken, ek het iets van die ou waarheid wat ek eens op 'n tyd bely het, waarop ek gesê het, amen, dat Jesus Christus is my redder en my enigste verlosser. Ek het iets daarvan verloor. Die evangelie van die westerse wêreld is, jou identiteit is jou God. Eintlik is dit eerder, moet 'n mens ook sê, jy is God. Jy is as persoon die belangrikste. Niemand is so belangrik soos jy nie. Wat jy ook al dink en wat jy ook al sê, dit is die belangrikste, dit is aanvaarbaar. As dit is wat jy wil hê, kan jy dit gaan doen. As dit is wat jy wil wees, dan kan jy dit wees. En mense loop hulle te pletter teen hierdie ding, want hulle lewe werk nie uit soos wat hulle dit beplan het nie. Dinge loop nie soos wat hulle dit wil hê nie, want dit is dood eenvoudig 'n leuen, dis deel van die duiwelse leuns. Dit maak dat 'n mens uiteindelik net gebroke verhoudings het, want jy's net op jouself ingestel. Jou lewe val op die ou einde uit mekaar uit en jy's diep siels ongelukkig. Jy kan nie jouself aanbid nie. Jy kan nie net wil wees wie jy wil wees nie. Jy moet besef dat jy is 'n sondaar wat verlossing in Jesus Christus nodig het. Dan is daar die evangelie van ander wêreldgodsdienste, en julle weet hoe dat die New Age al hierdie godsdienste op dieselfde vlak gestel het. Jy sien ook baie van hierdie goed, maar ook in die woke beweging, en ons het al baie gepraat in vorige Bybelstudies, byvoorbeeld oor die woke beweging. Besop maar vir al hierdie leuns, dit is baie fyn ingewerk in die weefsel van ons samelewing. Verlossing word net weer eens volgens die evangelie by God gevind. Nou is die vraag, wat is jou evangelie waarby jy staan? Daar is een werklike stuk goeie nuus. Slegs een wat jou lewe verander. Wanneer die slegste dinge in jou lewe gebeur, hoe reageer jy? Voel jy dat jou hele wêreld tuimel in mekaar, stort in duie? Dis 'n gevaarteken wat jy moet raak sien, dat jy nie meer so sterk in hierdie evangelie van God en van Jesus Christus as verlosser staan, soos wat jy eens op 'n tyd daarin gestaan het nie. As jy die teleurstellings kan hanteer en gelowig dit kan hanteer, met die gesindheid van volle vertroue in God, dan is hierdie evangelie van Jesus Christus nog werklik jou evangelie. En jy moet weet, die lewe werk vir niemand net die hele tyd uit nie. Alles loop nie die hele tyd net klop disselboom nie. Dis deel van die leuns van die wêreld. 'n Deel van hierdie leuen is die voorspoedsteologie van ons tyd, wat loop en vertel dat vir Christene loop alles klop disselboom. Dinge werk nie altyd uit soos wat ons verwag nie. Mense gaan dood. Mense se lewe loop skeef. En dan kom Paulus en hy sê, ek herinner julle, julle moet onthou, wat is die evangelie? Dit is die evangelie van ons Here Jesus Christus. God wat in die vlees gekom het, wat swak was, verag is en gekruisig is, sodat die swaktes, die mees veragte, die
desperate en gebroke mense hulle hoop in hom kan vind. Dit is die evangelie waarin ek en jy staan. Dis nie die evangelie van die magtige mens nie, dis die evangelie van die swak en die sondige mens. Deesdae lewe baie mense asof daar nie swakheid in hulle is nie. Hulle is so vol van hulle self, so seker van hulle self, so op pad, hulle weet waarheen hulle gaan. Jy kry letterlik gemeenskappe wat mekaar so verkeerd beïnvloed. So seker, so vol van hulle self. Dis 'n ramp. Dis 'n ramp wat net 'n plek soek om te gebeur. Hou daarin vas dat ek en jy is swak sondaars, dat die Here Jesus het mens geword en het juis aan die kruis gegaan om vir ons volle betaling te doen. Paulus sê, as julle daaraan vashou op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs geglo het. Die prediking vind plaas, dit is nie net die woord van mense nie, maar van God. Het jy in jou hart die begeerte om hierdie boodskap vas te hou? So sterk as wat dit by jou die begeerte was die dag toe jy belydenis van geloof gedoen het, is dit nog steeds dieselfde begeerte in jou hart en hou jy dit vas? Hou dit naby jou, soos die persoon wat jy die liefste het, wat jy graag naby jou wil hê, hou hierdie waarheid by jou en leef daaraan. Jou lewe hang daarvan af. Ons sondige natuur, die wêreld en die prins van die duisternis, is ons 3 doodsvyande, sondige natuur, sondige wêreld, en die duiwel sal probeer om jou vingers van Christus los te maak. Om ons los te maak van hierdie evangelie, om ons minder afhanklik te maak van Christus, om aan ons sekerheid te gee, dat ons is so fantasties en ons kan op ons eie bene staan, maar dit is juist hoekom jy na die preke gaan luister op 'n Sondag, want die preke wys ons altyd weer op God. Dit wys ons altyd weer op Christus spesifiek. Die prediking van die woord draai om Christus. Julle weet dat gereformeerde prediking bevat die Vader, Christus prediking, as ook Heilige Gees prediking. Net soos die sakramente jou aan hom en sy werk moet herinner, dit is maar wat die prediking ook doen. Ek vra weer eens, waaraan hou jy vas? Antwoord vir jouself daardie vraag. Jou eie lewe, jou eie koninkryk, jou geld, jou toekoms, jou beplanning, jou geleerdheid, jou familie, jou vriende, of hou jy werklik aan God en aan Christus alleen vas? Hierdie aanhaling van C.S. Lewis, ek gaan nie sê wie C.S. Lewis was nie, ek dink die meeste van julle weet wie hy was. Hy sê, your real self will come when you are looking for him. Does that sound strange? The principle runs through all life from top to bottom. Give up yourself and you will find your real self. Lose your life and you will save it. Submit to death, death of your ambitions and favorite wishes every day, and death of your whole body in the end. Submit with every fiber of your being and you will find eternal life. Keep back nothing. Nothing that you have not given away will ever be really yours. Nothing in you that has not died will ever be raised from the dead. Look for yourself and you will find in the long run only hatred, loneliness, despair, rage, ruin, and decay. But look for Christ and you will find him, and with him everything else thrown in. In ander woorde, dis so 'n eenvoudige beginsel dat 'n mens sal dink dat mense verstaan dit. Dis wat Paulus maar hier sê. Hy sê fokus op Christus en die res sal vir jou toegevoeg word.
Die res kom daarmee saam. Maar as jy Christus nie ag vir wie hy is nie, dan op die ou einde van die dag verloor jy alles. As jy op jouself begin konsentreer, dan uiteindelik verloor jy alles. En waarna as jy veronderstel om te kyk en te glo en in te staan? Die evangelie. Dit is die middelpunt van die kerk, dit is die middelpunt van jou lewe en die middelpunt van die hele mensdom, of so is dit veronderstel om te wees. Inderdaad, dit is die middelpunt van die heelal. Dit is die belangrikste ding in die ganse heelal. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het. En wat is dit? Die evangelie draai altyd om Jesus Christus. Dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte. Daar het jy dit nou, vanaf Genesis 3 tot 15, Jesaja 53, Openbaring 54, gaan dit oor die lam wat geslag is. Vanaf Pascha tot die nagmaal. Die skrif is vol van die boodskap van sy plaasvervangende versoening. Of die feit dat iemand ons plek ingeneem het. So baie mense sal vir jou sê dat Christus dalk as 'n martelaar gesterf het. Hy was 'n goeie man, maar op die ou einde het hy nie veel beteken nie. Maar Christus se dood was nie net 'n dood vir 'n goeie eerste eeuse mens nie. Dit was Christus se dood was nie toevallig nie. Christus se dood was plaasvervangend, dit was beplan, dit was deel van die wyse waarop ons hemelse Vader vir ons verlossing wou bewerk. Hy was die lam, waarna elke lam wat geslag is in die Ou Testamentiese tyd vooruitgewys het. Sy dood was anders as die dood van ander martelaars. Ek het nou met Paasfees ook gesê, God, die Vader maak dit baie duidelik, dat sy dood is nie net 'n kruisdood, soos al die ander mense wat aan die kruis gesterf het nie. Sy kruisdood gaan met kragtige tekens gepaard wat daarvan getuig dat hy die een is wat vir die mensdom verlossing kan bring. Dink net aan vir 'n oomblik aan sy angs in Getsemane, terwyl soveel martelare hulle dood met kalmte tegemoet gegaan het. Ek praat nou spesifiek van martelare later in die geskiedenis van die kerk wat sterf as martelare vir die evangelie. Daar was 'n diep kalmte by hierdie mense, of dit nou op die brandstapel was, of hoe dit ook al sy. Maar by Christus was dit anders. Ek weet nie of julle die bekende Engelse skrywer Edwards ken nie. Hy skryf, his sorrow, dis nou Christus se hartseer and distress in angs, which his soul then suffered arose from that lively and full and immediate view of that cup of wrath. God the Father set the cup down before him. Met ander woorde, die beker van God se toorn wat God voor hom neergesit het, for him to take it and drink it. The thing that Christ's mind was so full of at that time was, without a doubt, the same with that which his mouth was so full of. It was the dread which his feeble human nature had of that dreadful cup. En daardie dreadful cup is die toorn van God oor ons sonde, which was vastly more terrible than Nebuchadnezzar's fiery furnace. He had then a near view of the furnace of wrath into which he was to be cast. He was brought to the mouth of the furnace that he might look into it and stand and view its raging flames and see the glowing of its heat, that he might know where he was going and what he was about to suffer. This was the thing that filled his soul with sorrow and darkness. This terrible sight, as it were, overwhelmed him. For what was that human nature of Christ to such mighty wrath as this?
It was in itself without the supports of God, but a feeble worm of the dust, a thing that was crushed before the moth. None of God's children ever had such a cup set before them as this first being of every creature had. In ander woorde, hy sê, daar waar Christus in Getsemane bid, dat sy Vader tog die beker by hom verby moet laat gaan, is dit omdat Christus die insig het, om werklik te verstaan, hierdie is die beker van God se toorn oor ons sonde, en sy dood is net op 'n totaal gans ander vlak, as die dood van enige iemand anderste. Hy was die enigste seun van God, wat dan ook in staat was, om die geweldige toorn van God oor ons sonde te kon dra, en daarom het ek soveel vertroue in hom, en bou ek my lewe op hom. Dit is waaroor die hele skrif gaan. Hoe kan 'n sondige, gebroke mens vrede by God vind? Hoe kan daar vir my rustigheid in my bestaan kom op hierdie aarde? En net op een manier, daar's nie twee maniere nie. Of jou probleem 'n afhanklikheidsprobleem is, of jou probleem 'n persoonlikheidsprobleem is, of jy baie swak verhoudings het met mense, ons almal het dieselfde oplossing. Vir ons almal is daar net een pil, en dit is die evangelie. Maar die evangelie eindig nie daar nie. Hy het nie net ons sondes weggeneem nie, maar hy het ons dood gesterf om die dood van binnenuit te oorwin. Kyk, jy kan hoe leef. Die dood is 'n werklikheid en 'n realiteit vir ons almal, en daardie realiteit gaan jy die een of ander tyd in die oë moet kyk. Hoe gaan jy dit doen? En die enigste manier is om dit te doen in Christus. Vers 4 sê, en dat hy begrawe is. En ons belydenis sê, die feit dat ons bely dat hy begrawe is, sê vir ons, hy het verseker gesterf. Ja, hy is begrawe in 'n graf wat nie sy eie was nie, want hy het in my en jou graf ingeloop. Ja, dit was nie sy eie graf nie, want dit was mos 'n graf wat Josef van Arimatea eintlik seker vir homself voorberei het, en op jou en is Christus daar begrawe. Maar besef jy, daai geleende graf se boodskap is, dit is my graf, dis jou graf, wat Christus ingegaan het, en waaruit hy opgestaan het. Sodat wanneer jy na die graf gaan, dit sy lewe sal wees wat jy in volheid sal geniet. Die dood is daarom nie vir ons die einde nie, want in daardie geleende graf van Christus waaruit hy opgestaan het, het hy uit my graf uit opgestaan. Ek sal opstaan, ek sal lewe. Dit is 'n vurk in die lewenspad. Dit behoort vir jou 'n vurk in die lewenspad te wees. Dit behoort jou met geweldige entoesiasme te vervul. En hierdie dinge is wat die belangrikste is. Dit is lewensveranderend, nee. Dit is hierdie dinge wat vir ons moet uitstaan. Nou, hoekom is dit so? Jy hoef nie voor te gee nie, maar jy kan bely dat jy sonde doen. Ek kan eintlik nie verstaan dat mense nie openlik en eerlik wil wees oor hulle sonde nie. Wat is die doel daarvan? Om jou sonde te probeer wegsteek, wil jy hê mense moet meer van jou dink as wat hulle moet? Daar is geen rede om nie eerlik te wees oor jou sonde nie, want jy kan tog vergifnis kry vir al jou sonde. Ek dink na die bekende vers in 1 Johannes, waar Johannes skryf dat God is getrou en regverdig, dat as ons sondes openlik en opreg bely, God is getrou en regverdig om ons al ons sondes te vergewe, natuurlik in Christus. Jy lewe nie in die lig van die dood nie, sodat jy alles hoef te spaar vir aftrede nie. Jy weet nie asof jy so oud gaan word nie. Nee, jy lewe in die lig van die ewigheid. Ons het 'n ander perspektief. Hierdie lewe is die begin van dit wat voor lê. Hierdie lewe is nie, ek moet nou alles probeer geniet, nou alles moet probeer by mekaar maak, nou my merk probeer maak nie. Daar is hoeveel tyd wat nog beskikbaar is.
Hierdie is maar net 'n asemteug, is 'n kort rukkie. Ja, ek wil hierdie geleentheid gebruik, nie terwille daarvan dat ek alles moet geniet en alles moet sien en alles moet beleef en my merk moet maak nie. Ek wil nou leef terwille van God. Ek wil hom verheerlik. Want wat het hy nie alles vir my gedoen nie? Ons het dit nou nog die hele tyd gehoor. Dus in hierdie lewe sal jy daardie reis begin om daardie liefde te ervaar deur sy woord, deur sy kinders en deur sy skeping. Op al hierdie maniere beleef ek die liefde van God vir my en laat hierdie liefde na almal rondom my ook oorvloei. Dit is hier waar die evangelie verkondig word, hier waar ons kerk is en wat ons besig is met sê Bybelstudie of luister na 'n preek. En wat is hierdie evangelie? Dit is nie net vryheid van sonde nie, maar die ewige lewe. Ware vlees en bloed wat nuwe skepingslewe kry. En dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte van hulle tyd, was die Ou Testament, en dat hy aan Sefas verskyn het, dit is aan Petrus en daarna aan die 12. Nou wat beteken dit? Dit beteken dat die opstanding die rede is vir alles. Ek sê altyd, ja, die kruis is geweldig belangrik, maar die kruis kry betekenis en waarde wanneer Christus uit die dood uit opstaan, dan is dit duidelik dat Christus die oorwinning behaal het. Hy het gesterf sodat hy opgewek kon word en ons saam met hom. As die opstanding nie waar was nie, dan was niks waar nie, dan het ons eintlik alles verloor, en dan verloor die kruis ook sy betekenis. So die opstanding is 'n geweldige kernwaarheid, en dis wat Paulus hier vir ons probeer sê. En dan is daar geen werklike toekoms en geen werklike lewe as daar nie 'n opstanding is nie, en julle sal weet dat dit is juis hier waar die kritiese teoloë ons aanval op die punt van die opstanding. Maar alle dinge sal reggestel word. Pyn en lyding het betekenis en dan het die nuwe skepping begin en in die hemelse die begin van daardie nuwe skepping en die ware persoon van die eerste eeuse Jood uit Nasaret, ons God en ons Here Jesus Christus. Dit is die ware lewe, dit is die geskiedenis, dit is my geskiedenis, dit is jou geskiedenis, ons deel dit met mekaar en daarom is ons ook medegelowiges. Hy praat van menslike geskiedenis, hy sê moenie 'n blinde sprong van geloof neem nie, dit is nie wat jy moet doen nie, en hopelik is hierdie belydenis nie 'n blinde geloofsprong nie, hierdie belydenis moet gebaseer word op werklike feite, historiese feite, soos die feite van die Romeinse Ryk of die Tweede Wêreldoorlog. Hierdie is nie 'n miskien nie, hierdie is die werklikheid, dit het gebeur, dit is geskiedenis. Paulus vertel, die mense van sy tyd, as julle nie wil glo nie, gaan praat dan met hierdie mense wat hy hier noem. Soos hy sê, hy noem vir Sefas, hy noem die 12, maar hy gaan ook verder, hy sê, daarna het hy, dit is Christus, aan oor die 500 broers te gelyk, waarvan die meeste nou nog lewe, daarna het hy verskyn aan oor die 500 broers te gelyk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het. Nou daai woord ontslaap het ons ook oor Paasnaweek gehad, beteken hulle wat aan die slaap geraak het, asof dit net 'n slaap is, waaruit hulle weer ook wakker gemaak sal word. God maak ons wakker met die wederkoms uit die slaap wat ons ingegaan het. Dis nie vir altyd dood wees nie. Maar dis vir my altyd merkwaardig om te dink dat daar soveel mense was wat kon getuig van die waarheid van die opstanding, wat die Here Jesus lewend gesien het, en nie net vir hom nie, maar heiliges wat ook gesterf het, en wat God lewend gemaak het toe Christus aan die kruis gesterf het. Daar was soveel mense wat hiervan kon getuig, en Paulus noem hulle hier aan die begin van 1 Korintiërs hoofstuk 15. Hy sê sommige van hulle het nou al te sterwe gekom, of het ontslaap,
Maar julle sou kon gaan by hulle kers opsteek, julle sou vir hulle kon gaan vra, is hierdie dinge waar, en hulle sou dit kon bevestig en sê, ja, ons het hom gesien, ons weet, hy het opgestaan uit die dood uit. En dit behoort vir ons baie te beteken, dit behoort vir ons baie sekerheid te gee, en 'n mens moet nie jou steur aan kritiese teoloë, wat kom met die storie dat die Here Jesus net in die harte van sy disippels opgestaan het nie. Dit is beslis nie wat Paulus hier bedoel nie. Paulus dink hier aan 'n werklike, liggaamlike opstanding. Soos wat jy dit kry by die evangelieskrywers, soos wat jy dit kry by al die disippels, hulle dink in terme van 'n werklike, liggaamlike opstanding. Nie net van 'n geestelike opstanding nie. Daardie is 'n onwaarheid wat verkondig word. Om het reguit te sê, dit is 'n dwaling, dit is 'n kettery om te beweer dat dit net 'n geestelike opstanding was. En ons verwerp dit met die minagting wat dit verdien. Die opgestane Here en Verlosser is ons Here Jesus Christus. Soos ons lees dan verder, en daarna het hy verskyn aan Jakobus en aan al die apostels en laaste van almal het hy verskyn ook aan my as die ontydig geborene. Dit is Paulus wat self met die Here Jesus gepraat het op pad na Damaskus toe hy tot bekering gekom het. Hy het hom gehoor, hy weet dat hy ook lewend is. Kyk, as jy regtig geluister het tot nou toe, dan behoort jy te besef dat dit verander alles in jou lewe. Niks kan dieselfde wees as jy hierdie boodskap gehoor het, as jy dit glo nie. Dit maak nie saak watter uitdagings jy in jou lewe het nie. Dit maak nie saak wat nou besig is om in jou lewe te gebeur nie, waaroor jy bekommerd is. Dit verander alles. Paulus herken wie hy was voordat hy die Here Jesus ontmoet het. Want ek is die geringste van die apostels wat nie werd is om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die gemeente van God vervolg het. Paulus was heeltemal in die ander rigting op pad gewees. Hy was 'n vervolger van die kerk gewees. En nadat hy met die Here Jesus self gepraat het, daar op pad na Damaskus toe, wat hy juis gegaan het, met briewe van die Sanhedrin om gelowiges te vervolg, het sy lewe totaal omgeswaai. En dis dieselfde patroon as wat jy byvoorbeeld kry by die eie broers van ons Here Jesus, wat aanvanklik nie aan hom geglo het nie. Hulle lewens het net so 'n u-draai gemaak. Hulle het Bybelskrywers geword. Byvoorbeeld 2 van hulle, Jakobus, die boek Jakobus en Judas. Presies dit wat ons by Paulus sien ons ook by hulle. Wat is daar die een ding wat hulle lewe so radikaal kon omgedraai het? Anderste as dat hulle geweet het, hulle het hulle broer begrawe, hy was werklik dood, hulle het dit gesien aan die kruis, hulle het gesien waar hy begrawe word, in die graf van Josef van Arimatea, en daarna het hulle hom lewend gesien, in lewende lywe. Dit is die enigste ding wat hulle lewe so totaal kon omgekeer het, omgedraai het. Dit is net nog 'n duidelike bevestiging dat sy opstanding 'n werklike liggaamlike opstanding was. Paulus sê, maar deur die genade van God is ek wat ek is, en sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Paulus wil nie aan homself roem op enige manier, as hy oor hierdie kernwaarheid van die evangelie praat nie. Dit is vir hom genade, 'n genadige redding van begin tot einde, en hy lewe in hierdie genade, soos wat ek hoop jy ook daarin lewe, want ek lewe in hierdie genade. Jy hoef nie te verander om hierdie genade te ontvang nie, jy ontvang hierdie genade om te verander. Jy gaan nie die genade omhels nie, die genade omhels jou, die genade omring jou, en dan kom die verandering. 'n Mens is dood eenvoudig soos 'n kruik wat die genade in ontvangs neem, en God skink dit in ons in.
Hoe het ons nie al verander nie? Hoe het jy nie verander nie? Jy kan sekerlik daarvan getuig. Ek kan getuig van hoe God my verander het, hoe dat hy my verhoudings verander het, hoe dat hy my verander het as mens, hoe dat ek gegroei het. En dis ook belangrik, dit moet ook in 'n mens se lewe gebeur. As ek terugkyk daarop, as ek hierdie dinge in my lewe sien, dan weet ek lewe in die genade van God. Dit is hoekom 'n heilige lewe nie die belangrikste is nie, maar die evangelie wat altyd sal lei tot 'n heilige lewe. Hoe kan jy nie verander as Christus in jou lewe is nie, elke dag, elke uur, in jou gedagtes, jou aksies en jou woorde nie, as Christus alles in jou oorheers nie, as sy liefde jou oorweldig nie, as jy oortuig is van God se genade vir jou nie, dan moet jy verander. En dit beteken nie dat jy agteroor sit en ontspan, nie, maar ek het, skryf Paulus, oorvloediger gearbei as hulle almal, nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. Ons broer en suster moet besef, en ons moet dit nie uit die oog verloor nie, dat genade verander jou. Dis God wat ons verander, en dan raak ons diensbaar, en dan wil ons dinge vir hom in hierdie wêreld doen, dan het ons nie allerhande verskonings meer nie. Mense is so vol verskonings vandag, en al hulle verskonings is eintlik selfsugtig, en draai om hulle self, hulle probeer net nog meer tyd vir hulle self los te kry, om te doen wat vir hulle belangrik is. As jy vol is van die genade van God, dan sê jy, hier is ek, wat kan ek doen, hoe kan ek 'n verskil maak, waar kan ek diensbaar wees? Of dit nou ek of hulle is, so preek ons en so het julle geglo. Dus hierdie lied het ek ook vir julle gestuur, ek sluit hiermee af. Dis 'n bekende Engelse lied met mooi woorde. There is one gospel where hope is found, the empty tomb still speaks. For death could not keep my Saviour down, he lives and I am free. Now on my Saviour I fix my eyes, my life is his and his hope is mine. For he has promised I too will rise. I stand in the gospel of Jesus Christ. And in the gospel the church is one. We do not walk alone. We have his spirit as we press on to lead us safely home. And when in glory still I will sing of this old story that rescued me. Praise to my Saviour, the King of life. I stand in the gospel of Jesus Christ. And when in glory still I will sing of his old story that rescued me. Praise to my Saviour, the King of life. I stand in the gospel of Jesus Christ. Om saam te vat, laaste woord, die evangelie is dood eenvoudig die evangelie van Jesus Christus, wat alles in ons lewe verander het. Dit is die kernwaarheid waarin ek en jy nou moet staan. Dit is die waarheid waarmee die apostel Paulus hierdie majestueuse hoofstuk oor die opstandingsliggaam ook begin. Is daar miskien enige vrae of opmerkings van julle kant af? Enige iets wat enigiemand dalk wil vra of wil weet? Goed, dit lyk vir my... Dit is baie mooi. Nee, ek weet, en ek weet ons werk is ook mooi, dis ook maar so half om my verspies. Daar sê. Goed. Want dit is query sê ons. Daar sê. Ek skiet, daar is nou... ek kry dit nie mooi, dat ek net geweet. Het ek met haar toe doen. Ek kry dit daar, dit is kom maar kyk. Daar sê. Skus julle. Daar was ergens iemand se mikrofoon wat afgegaan het. Ek het hom weer gekry uiteindelik. Goed, ek sluit vir ons af met 'n gebed. Ons Vader wat in die hemel is, ons is baie dankbaar vir die kernwaarheid wat U ook weer vanaand aan ons bevestig het, 'n waarheid waarin ons nog altyd staan. Ons moet daarvan seker gemaak
teenoor mekaar, ons het dit met mekaar bevestig, en ons kan sê, Amen. Dit is so waar, dat daar een redder en verlosser is, wat uit die graf uit opgestaan het, en dit is ons Here Jesus Christus. Niemand kan hom dit nadoen nie, en daarom gryp ons aan hom vas, en hou ons aan hom vas, en wil ons vir u lewe en tot eer van u naam. Wees daarom dan ook naby aan ons in hierdie aand, en seën ons dan ook, en maak ons diensbaar, heilig ons deur die werking van die Heilige Gees, en gee dat ons onsself volledig aan u sal toewy. Ons bid ons gebed in die naam van u Seun. Amen. Baie dankie dat julle almal ingeskakel het, jammer vir die enkele onderbrekings. Ons verhoudingsbybelstudie begin oor enkele minute van nou af.